Welkom. Jy is deel van 'n span wat gaan bid vir hierdie jaar, sodat God hierdie jaar Suid-Afrika anders kan maak. Mooier, beter, soos wat hy dit wil hê. En daarvoor is nie baie tyd nodig nie, 5 minute luister, 10 minute bid, jy of mense saam met jou, vir 5 dae na mekaar, sodat ons op die ou en dalk sommer 500 mense kan hê wat bid vir 'n nuwe, anderster jaar. Waarop fokus ons vandag? Vandag fokus ons hier voor die kansels, fokus ons op huwelike, hier waar 2 mense gewoonlik vir mekaar sê, ons is vir mekaar bedoel, wat dan groei tot gesinne, waar klein mensies groot word en groot mense blom. Kom ons droom eers. Wat is God se droom? God sê, ek het jou nie gemaak om alleen te wees nie. Ek wil hê jy moet 'n helper hê. Julle 2 moet helpers vir mekaar wees, sodat julle op die ou end maats kan wees. Maats wat mekaar se harte en koppe verstaan. Maats wat mekaar veilig laat voel en 'n tuiste skep, sodat ek daarvan af kan uitgaan om te gaan boer en te gaan werk en te gaan ontwikkel ons land. En gesinne waar 'n mens regtig kinders laat veilig voel en laat ontwikkel, sodat hulle presies sal wees wat God hulle die potensiaal voorgegee het. As ons daarvoor droom, kom ons begin dan sistematies bid. Kom ons bid eers net vir huwelike alleen. En ons begin voor huwelik, dat die enkelloper sal hulle self mooi oppas en pragtig laat ontwikkel, sodat wanneer hulle by 'n maat aankom, hulle nie die regte maat sal kies nie, maar die regte mens sal wees, wat 'n pragtige maat sal word. Dus dat ons kinders dit met wysheid sal groot word en nie dom dinge op pad so te doen nie. En dan wanneer ons by mekaar kom, dat 2 mense sal sê, ek beloof en ek werk daaraan om vir jou lief te wees. Kom ons bid vir wilsliefde, wat nie van emosie alleen afhanklik is nie. Ons bid vir getrouheid, niks verneek nie, dat in my kop, in my hart en my gedagtes ek net vir jou sal wees. Vir veiligheid, sodat ek vir jou sal omarm en jou vitamiene sal gee van liefde en erkenning en aanvaarding, sodat jy die gesonde mens sal wees, omdat jy by my kry wat jy nodig het. Dus daai gebed is baie ernstig vir jouself en dan vir my maat. En dan bid ons nie net vir die mense wat nog gesinne het nie, maar kom ons bid vir die ou huwelike. Dat ons tot in die ouderdom vir mekaar al hoe beter sal help. Nie harder kop sal word nie, maar op die ou end rustig saam sal oud word vir die jare wat die Here vir ons saamgee. Dis die huwelike. Nou, kom ons bid vir die gesinne. Want die gesinne blom in 'n veilige huwelik. En ons moet bid vir wat het 'n gesin nodig? 'n Gesin het elke dag se saamkom, saam eet aan tafel, se saam luister na mekaar om mekaar se uitdagings en se swaar kry te verstaan en mekaar se vreugdes te kan deel en te laat blom, en dissipline sodat kindertjies nie sal enige rigting loop nie, maar gekanaliseer word sodat hulle al hoe mooier word. Gesinne waar God se woord beoefen en geluister word en waar daar rolmodelle is. 'n Pa en 'n ma wat is soos wat die Here wil hê 'n kind moet wees. Hy of sy moet maar net vir pa of ma naap. Maar kom ons bid ook vir Suid-Afrika gesinne. Ek het reeds gister gesê, Suid-Afrika is partykeer nie 'n 2-mens span nie, maar 'n 1-ma span wat moet kinders grootmaak. En daarvoor het ons 'n dubbele porsie genade nodig. Kom ons bid vir elke ma of pa, wie ook al, of ouma of oupa, wat die taak moet oorneem en nie 'n spanmaat het nie. Dat daardie mens sal die genoeg krag kry. Nou, gaan maak jou lysie
van jou huwelik, van ons gesin, van Suid-Afrika se huwelike en gesinne, en dan bid ons vir 10 minute lank. Maar ek wil sê, watter teks gaan ons help? Deuteronomium 6 sê, hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gegee het, moet in jou gedagtes bly, sorg vir jou eie geloof, maar dan moet jy dit in jou huisgesin, en julle twee in julle huisgesin, inskerp in julle kinders, sommer net in waar julle praat of reis of wat julle ook al doen. Vat jou huwelik en gesinstaak op namens die Here. Seënwense.